Goeiemôre, dis Maandag is 16 Maart, Dirk aan hierdie kant. As jy dink Saggeus was die een wat vir Jesus gesoek het, dan moet ons miskien maar net weer 'n bietjie Lukas 19 lees. Ons het almal hierdie innerlike kontrolelys vir God. Ons maak 'n fout en ons eerste instink is om weg te kruip totdat ons die gemors kan regmaak. Ons dink ons moet eers jammer sê, iemand terugbetaal of bewys dat ons verander het voordat ons weer toelating kan kry by God. Ons behandel God se teenwoordigheid soos 'n beloning vir goeie gedrag. Maar kyk wat het in Jerigo gebeur. Lukas stel Saggeus bekend as 'n hooftollenaar en ryk. In daardie Romeinse besette konteks het daardie twee woorde saam beteken dat hy 'n man was wat 'n fortuin gemaak het deur sy eie mense af te pers. Hy was openlik verag gewees. Nou Lukas sê hy het probeer sien wie Jesus was. En omdat hy kort was en die skare dig was, het hy vooruitgehardloop en in 'n wilde vye boom geklim om hom te sien. Hy wou net sien wie hierdie man was. Maar Jesus het stil gestaan. Hy het opgekyk, het hom by die naam geroep en hy het gesê, ek moet vandag in jou huis tuis gaan. Saggeus het hom nooit genooi nie. Jesus het die besluit geneem. Op daardie stadium het Saggeus nog geen terugbetaling gemaak of openbare berou getoon nie. Die skare was woedend. Hulle kon nie verstaan waarom 'n heilige man sou kies om die gas van iemand so korrup te wees nie. Vir so 'n heilige man maak jy mos eers jou lewe reg voordat jy hom in jou huis kan toelaat. Maar Jesus wys vir ons dat aanvaarding eers te kom. Die verandering is wat daarna gebeur. Hy het na Saggeus toe gestap terwyl sy reputasie as 'n sondaar nog volkome daar was. Hy het in sy huis ingestap voordat Saggeus opgestaan het om enigiets te verander. En eers nadat Jesus reeds in sy huis gesit het, nadat die goedheid reeds bewys is, het Saggeus opgestaan en aangebied om die helfte van sy besittings weg te gee en elkeen wat hy bedrieg het 4-dubbel terug te betaal. Die verandering het nie die besoek verdien nie. Die besoek het die verandering veroorsaak. Miskien het Saggeus net probeer om Jesus te sien sonder om iets groots te verwag. Maar Jesus was vasbeslote om by Saggeus te bly, amper asof hy doelbewus gekom het om hom te soek. Wag jy nog totdat jy goed genoeg voel om na God toe te kom? Of gaan jy uiteindelik besef dat hy reeds by jou tafel sit en net wag dat jy ook by hom kom aansit? Here, help ons om te verstaan dat U nie wag totdat ons goed genoeg is of rein genoeg is nie, maar dat U nou reeds 'n feesmaal saam met ons wil geniet. Amen.